Dankie, ons gaan die Bybel oopmaak en by Johannes 1, die Evangelie van Johannes. Goed, die Evangelie van Johannes. Ons moet die Bybel herken. Die Evangelie van Matteus is uitsluitlik vir die Jode geskryf. Daarom word Jesus voorgestel as die koning van die Jode. Maar is vir ons ook geldig. Markus is vir die Romeine geskryf. Daarom word Jesus voorgestel as die diensknegt, die wees. Lukas is vir almal geskryf vir die mens. Algemene brief vir die mens. Jesus word voorgestel as die seun van die mens. Johannes word Jesus voorgestel as God. Johannes is vir die kinders van die Here geskrywe. Besonderlik. So, ons moet dit onthou, want dit is nogal, daar's nog baie ander wat ons kan sê daaroor, maar kom ons lees die Bybel. In die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was God. Hy was in die begin by God. Alle dinge het deur hom ontstaan, en sonder hom het nie een ding ontstaan wat ontstaan het nie. In hom was lewe, en die lewe was die lig van die mense. En die lig skyn in die duisternis, en die duisternis het dit nie oorweldig nie. Daar was 'n man van God gestuur wie se naam Johannes was. Hy het tot 'n getuienis gekom om van die lig te getuig, sodat almal deur hom sou glo. Hy was nie die lig nie, maar hy moes van die lig getuig. Die waaragtige lig wat elke mens verlig, was aankom in die wêreld. Hy was in die wêreld en die wêreld het tot deur hom ontstaan en die wêreld het hom nie geken nie. Hy het na sy eiendom gekom en sy eie mense het hom nie aangeneem nie. Maar almal wat hom aangeneem het, aan hulle het hy mag gegee om kinders van God te word, aan hulle wat in sy naam glo. Wat nie uit die bloed, of uit die wil van die vlees, of uit die wil van 'n man nie, maar uit God gebore is. En die woord het vlees geword en het onder ons gewoon, en ons het sy heerlikheid aanskou soos 'n heerlikheid van die enige geborene wat van die Vader kom, vol van genade en waarheid. Johannes getuig van hom en roep en sê, dit was hy van wie ek gesê het, hy wat na my kom het voor my geword, want hy was eerder as ek. En uit sy volheid het ons almal ontvang, ja, genade op genade. Want die wet is deur Moses gegee. Die genade en die waarheid het deur Jesus Christus gekom. Niemand het God ooit gesien nie. Die enige gebore seun wat in die boesem van die Vader is, die het hom verklaar. Net tot so ver. Ja, die boodskappe gaan uit buitekante ook, so ek praat met baie mense. En ons gaan vanmôre praat oor 'n besonderse hoofthema in die Bybel, naamlik lig. Baie groot tema in die Bybel. Lig. Nou, die roepstem van God is, kom na die lig. Dwars deur die eeue roep God mense na die lig. Want as 'n mens gebore word, word jy in duisternis gebore. Jy kan hierdie ligte sien, maar binnekant is dit donker. Elke mens word in sonde gebore, donker. Daarom moet ons na die lig kom. En die hele boodskap van die Evangelie en van die Bybel is, kom na die lig, sodat jy verlig kan word. Nou, God is die oorsprong van lig. Selfs hierdie ligte sou nie gebrand het, dat God dit nie wil laat brand nie, maar ons praat nou van groter dinge as hierdie. God is die oorsprong van lig. In die begin sê Genesis 1 vers 1, het God die hemel en die aarde geskaap en die aarde was woes en leeg en duisternis was oor die wêreld vloed. Dit was 'n pikdonker, maar God was nie donker nie. Die hemel was ook nie donker nie. So, God is die oorsprong van ware lig. Net 'n aanhaling, lig is die lewende krag van die skepping en van waarheid, die krag van intelligensie, die krag van ware kommunikasie. So ons weet dat daar 'n bron is van 'n goeie bron wat ons lewens kan radikaal verander. En daai bron is lig. En God is die oorsprong daarvan. Lig in die Bybel simboliseer God se teenwoordigheid, sy leiding, sy wysheid, sy openbaringskennis, waarheid, daar's baie ander. Maar hierdie is gefokus op dit wat ons oor praat vanmôre.
dat die Here se woord wys vir ons daar's lig. Lig wat so belangrik is dat geen mens dit mag ignoreer nie. En die mens wat dit ignoreer, wat gebeur? As ons uit die lig uitgaan, gaan ons nie na ander lig nie, ons gaan na duisternis toe. Nou baie mense, selfs kinders van die Here, wat in stukke duisternis wandel. Jammer dat dit so is. En daarom moet ons onthou wat vanmôre gesê word. Matteus 6 vers 22 sê Jesus, die lamp van die liggaam is die oog. As jou oog dan reg is, sal jou hele liggaam verlig wees. Maar as jou oog verkeerd is, sal jou hele liggaam donker wees. As dan die lig in jou donkerheid is, so groot is die donkerheid nie. Ons kan nou hier baie uitbrei. Die Here sê, as die lig in jou donkerheid is, so groot is die donkerheid dan nie. Ek wil net by die volgende teks kom om iets te sê. Die lamp van die liggaam is die oog, sê Lukas. As jou oog dan reg is jou hele liggaam ook verlig. Maar as dit verkeerd is jou liggaam ook donker. Pas dan op dat die lig in jou nie duisternis is nie. As jou hele liggaam dan verlig is en jy enige deel het wat donker is nie, sal dit heeltemal verlig wees, net soos wanneer die lamp met sy skynsel verlig. Hier sê God ontsettend baie. Maar hy sê, as jou oog dan reg is jou hele liggaam ook verlig. Ons kan hierop ingaan, wetenskaplik is dit bewys dat daar lig in elke sel van die mens is. Maar dit is ook bewys dat daar donkerte in baie selletjies is, wanneer sonde kom en jou wese oorvat. Dit word wetenskaplik bewys. Nou die goed is nie hier om vir u te wys nie, maar dit is hoe dit is. Dit is net hoe dit werk. Oswald Chambers sê, daar is 'n duisternis wat voortspruit uit 'n oormaat van lig. Dit voorheen al dit vir u genoem. As 'n mens swys, die manne swys en die vrou staan en kyk vir daai ou wat swys en sy kry daai flash op, soos dit noem. En jy kyk na die son, dan is die son donker. So erg is hierdie lig. Nou sê hy, daar is 'n duisternis wat voortspruit uit 'n oormaat van lig. En dit is geestelik ook waar. Daar's die lig uit die woord van God. En as ons die Bybel verkeerd benader, het ons 'n oormaat van lig wat ons nie verlig nie, dan word dit donker in ons. So hoe ons die Bybel benader, beteken of dit gaan donker word in my deur die woord van God, of dit gaan lig word binne in my deur die woord van God. Dink mooi daaraan, dis waar. Sefanja sê, daar's mense wat op die pad van die Here sal wandel, en daar's ander wat daarop sal struikel. Dieselfde ding. Hulle gaan in duisternis in. Daar is 'n duisternis wat voortspruit uit 'n oormaat van lig. Mense van die Bybel, hulle kyk om so en hulle lees hier en daar 'n dingetjie om hulle gewete te sus of om net hulle weer die dag te begin. En dit is daardie lig wat duisternis veroorsaak. As jy die Bybel nie reg benader nie, word dit 'n donkerte in jou, want dit is 'n oormaat van lig wat in jou lewe inkom wat jy nie hanteer nie. Daarom moet alles prakties wees in jou godsdiens. Nou, 'n paar dinge is van belang, dat God se oordeel kom deur lig. God se oordeel is in lig. Dit is gesetel in God se lig. In Johannes 3 sê Jesus, en dit is die oordeel dat die lig in die wêreld gekom het, is hy, en die mense het die duisternis liewer gehad as die lig. Dit is die oordeel dat die mense die duisternis liewer het as die lig, want hulle werke was boos, want elkeen wat kwaad doen, haat die lig, en kom nie na die lig nie, maar dat sy werke nie bestraf mag word nie. Maar hy wat die waarheid doen, kom na die lig, sodat sy werke openbaar kan word dat hulle in God gedoen is. Met ander woorde, hy wat die waarheid doen, kontak met God. Hy sê, hy kom na die lig, sodat sy werke openbaar kan word, dat hulle uit God gedoen is, of in God. So ons kontak met God kom deur lig. Ons verwydering van God kom deur duisternis. En daarom moet 'n mens so versigtig wees wat jy met die lig doen wat God gee. Lig is kosbaar. Ek kan nie sê dis die kosbaarste ding in die hele heelal nie, maar dis een van die kosbaarste dinge.
Alles lewe deur lig en alles sterf deur lig. Nou van die gelose sê Job in Job 18 vers 6, die lig in sy tent word duisternis en sy lamp bo hom gaan dood. En die goddelose se lewe, hy lê nog so, dan gaan hy lampie dood. Dis nou geestelik. Die lig in sy tent word duisternis. Dan moet ons na onsself kyk, jou geestelike lewe. Is dit donker of is dit lig? Is jy selfregverdigend? Is jy slim? Is jy onleerbaar? Is jy vol sonde? Is jy lou soos die gemeente van Laodicea? Is jy geestelik dood soos die gemeente van Sardes? Of is daar ware lig in jou binneste, sodat God jou nie kan oordeel nie? God oordeel niks in die lig nie, of niks van die lig nie. So as ons na die Bybel gaan, dan kyk ons, daar is lig in die Bybel. Die Bybel is lig. En dit is die boodskap vanmôre. Daar is 5 kenmerke en funksies van lig in die Bybel. Jy kan dalk meer kry, maar ek het net 'n week om 'n boodskap voor te berei, so soek maar net wat ek kry. Daar is 5 kenmerke van lig, of die funksie daarvan, wat die Bybel vir ons gee. Die eerste is, lig is lewe. Lig is lewe. Laat God maar die son doodmaak en kyk of daar 3 dae verder nog iets van lewe op hierdie aarde. Johannes 1 vers 4 sê, en hom was die lewe, en die lewe was die lig van die mense. So die lewe van Jesus is ons lig. Ons moet dit net reg verstaan. Want as ons losmaak van Jesus, gaan die duisternis oorneem. En as baie mense wat binne in die kerk in duisternis sit, hulle gemoed is verduister, omdat hulle los is van Jesus. In hom was die lewe en die lewe was die lig van die mense. Lig is ook, dit openbaar dinge. Lig maak alles oop. Johannes 12 vers 46 sê Jesus, ek het as 'n lig van die wêreld gekom, sodat elkeen wat in my glo nie in die duisternis sou bly nie. Hy sê elkeen wat in my glo nie in die duisternis sou bly nie. Ja, jy dink jy glo in God. Ek praat nie met jy, ek praat met daar buite. Jy dink jy glo in God. Jakobus 2 vers 19 sê, jy glo daar is een God, jy doen goed. Maar die duiwels glo dit ook so. Wat maak dit om in God te glo? Hierdie geloof vereis 'n praktiese verhouding met God, 'n ware lewende geloof. Ek het as 'n lig in die wêreld gekom sodat elkeen wat in my glo, nie aan my glo nie, maar in my glo. Dis lewende geloof, nie in die duisternis sou bly nie. Glo jy aan Jesus of glo jy in Jesus? Dit is 'n groot verskil. Johannes 8 vers 12 sê hy verder, ek is die lig van die wêreld, die my volg sal sekerlik nie in die duisternis wandel nie, maar sal die lig van die lewe hê. Jesus sê, as ek hom volg, sal ek die lig van die lewe hê. Met ander woorde, waar ek ook al gaan, sal daar verligting wees van die situasie of die omstandighede, of dit wat daar is daar duisternis rondom my, of wat ook al, die lig openbaar alles. So ons moet weet, dit is belangrik. Die vraag is vanmôre, is jy in die duisternis of is jy in die lig? Eie geregtigheid, stuk donker. Selflewe, stuk donker. Sonde, stuk donker. Goed, lig en reinheid. Lig word altyd geassosieer met reinheid en geregtigheid. Nou geregtigheid is die poort na die hemel toe. Reinheid is heiligmaking. Dit is die afwesigheid van die donkerte van sonde en boosheid. Dis lig. In 1 Johannes 5 sê die apostel, God is lig. So wat sou ons nou wil doen sonder God? God is lig en geen duisternis is in hom nie. As ons sê dat ons met hom gemeenskap het en in duisternis wandel, dan lieg ons en doen nie die waarheid nie. Maar as ons in die lig wandel soos hy in die lig is, dan het ons gemeenskap met mekaar en die bloed van sy seun Jesus Christus reinig ons van alle sonde. Nou moet ons weer na onsself kyk. Ons moet elke keer as ons in die woord van God kyk, moet ons na onsself kyk. As ons sê dat ons met hom gemeenskap het en in die duisternis wandel, dan lieg ons. En as die waarheid nie in ons nie. Wat is 'n leuen?
Alleen is duisternis. As ek vir myself lieg, of vir God lieg, word dit donker in my hart. Ook donker in my gemoed. So, daar is so baie dinge wat nou verwant het, maar goddelike lig, goddelike leiding kom deur lig. Ons kan nooit weet wat ons moet doen as ons nie in die lig wandel nie. Nou gelees, as ons in die lig wandel, het ons gemeenskap met mekaar, met hom, en ons in die bloed van Jesus Christus, sy seun, reinig ons van alle sondes. Goddelike leiding kom in lig. Hy praat nie hier in die nag, in die donkerte, en sê, nou moet jy my volg nie. As hy in die donkerte spreek, het die donkerte niks daarmee te doen nie. Hy spreek lig in jou hart in. Lig is dikwels die direkte leiding van God. Asof iemand met 'n lamp hier langs sy loop. En dis waar. Psalm 119 vers 105 sê, die woord is 'n lig of 'n lamp vir my voet en 'n lig op my pad. Die woord is 'n lamp vir my voet en 'n lig op my pad. Wat is die woord? Die woord is Jesus. Johannes 1 vers 14 sê, die woord het vlees geword. En hierdie Bybel sê in Hebreërs 4 vers 12, die woord van God is lewend en kragtig en skerper as enige tweesnydende swaard en dring deur tot die skeiding van siel en gees en gewrigte en murg en is 'n beoordelaar van die oorlegging en gedagtes van ons harte. Dis lig. Hy kom in binnekant en hy skei wat moet geskei word en hy gee vir ons wat waar is of nie waar is in ons harte. Maar Spreuke 4 sê, terwyl die pad van die regverdige is soos die lig van die môreglans wat al helderder word tot die volle dag toe, is die weg van die goddelose soos duisternis, hulle weet nie waaroor hulle struikel. So as jy werklik in die lig wandel, word dit al helderder. En God lei jou al duideliker. En al is die stryd jou groot, dit word nie donker om jou nie. Jy kry net meer insig en lig. 2 Samuel sê, U is my lamp, o Here, en die Here laat my duisternis opklaar. Samuel sê, U is my lamp, en jy laat my duisternis opklaar. So as jy in duisternis is, as jou godsdienst nie sin maak nie, as jou verhoudings nie sin maak nie, as jy in duisternis, dan moet jy na God toe kom, dat die duisternis kan opklaar. Spreuke 6 vers 23 sê, die gebod is 'n lamp, en die onderwysing 'n lig, en die teregwysing van die tug 'n weg tot die lewe. Jy moet maar Spreuke baie bestudeer, elke onderwerp in Spreuke vat en hom uithaal en bestudeer. Dan sit in baie hiervan. Die gebod, die waarheid, die woord van God, is 'n lamp, en die onderwysing 'n lig, en die teregwysings van die tug 'n weg tot die lewe. God wil ons help. Hy wil ons lei. Hy wil ons seën. Die laaste hieroor is Psalm 36 sê, want by U is die fontein van die lewe. In U lig sien ek die lig. So ons kan nie in ons eie lig wil wandel en sê, ek glo so, ek verstaan dit so, my perspektief op 'n saak is so en ek is reg nie. Jy moet dit meet aan God en aan sy lig, aan sy woord. By U is die fontein van die lewe, en U lig sien ons die lig. As jy nie in die lig wandel nie, as alles om jou donker word, as alles net verkeerd loop, al die tyd, dan moet jy pas op, daar is iets nie reg nie. Daar is iets nie reg met jou verhouding met God nie. Ons kom ook in oorwinning deur lig. Lig triomfeer oor die duisternis, fisies en geestelik. Johannes 1 vers 5 sê, en die lig skyn in die duisternis, en die duisternis het dit nie oorweldig nie. Toe God na die aarde toe kom in die persoon van Jesus, toe kom lig na die aarde toe. En hierdie aarde was pikdonker. Dit was pikdonker, die ou klein liggies wat hier en daar geskyn het, was die wet, en dit was die offers, en dit was 'n boek wat hier gelees is en daar gelees, dit was 'n profeet hier en 'n profeet daar. Hulle het ook lig gebring, maar so klein, dat die wêreld dit nie eintlik kon sien nie. Maar toe kom hy, en die lig skyn in die duisternis, en die duisternis het dit nie oorweldig nie. As iemand anders met 'n lig hierin gekom het, geestelik of fisies, dan was dit nou pikdonker hier. Maar Job 12 sê, hy openbaar dieptes uit die duisternis uit. En doodskaduwee bring hy
uit in die lig. God wil uit jou hart en uit jou lewe dit haal wat donker is na die lig bring, soos Johannes 3 gesê het net nou, alles wat in die lig kom word bestraf. Daarom moet ons nie bang wees vir bestraffing nie. Die Bybel sê van ons as God se kinders, vermaan mekaar, weerlê, bestraf in alle erns. Nie mekaar vloek nie, maar bestraf mekaar as dit nodig is. Dan moet jy weet jy doen reg. So, oorwinning kom deur lig. Wat is die geestelike oorwinning van lig? Die kerk, die nuwe verbondskerk, die nuwe testamentiese kerk, het leiding gekry in Efesiërs 5 waar hy sê, want vroeër was julle duisternis, toe julle nog die Here geken het nie, maar nou is julle lig in die Here, wandel soos kinders van die lig, want die vrug van die Gees bestaan in alle goedheid en geregtigheid en waarheid, en beproef wat die Here welbehaaglik is, en hou nie gemeenskap met die onvrugbare werke van die duisternis nie, maar bestraf dit liewer. So as jou lewe vol duisternis is, wat moet jy doen? Gaan kyk in die spieël in jou eie oë, wat die venster is van jou hart en jou lewe, en bestraf dit in jouself. Daar's baie mense wat so eiesinnig is, dat hulle dink hulle is absoluut reg in alles. Hulle wil net altyd alles reg wees. Ek is beter, ek weet meer as jy ens meer. Maar, kyk liewers daarna, hou geen gemeenskap met die onvrugbare werke van die duisternis. Wat is dit? Daar is sulke lang lyste. Valse evangelie, valse waarheid. Ek gaan nie eens daaroor praat nie. Dan lig of duisternis in jou hart. Jy sal weet, ek sal weet, is dit donker hier binne, waarvoor is ek lief? Is ek lief vir die duisternis, sonde, vir verkeerde dinge? Is ek liewer vir die wêreldse dinge as vir die dinge van God? Is ek liewer vir storieboeke of programme as vir die woord van God? Die bose vul harte met duisternis en hy baie subtiel. Hy weet hoe om dit te doen, hoor. Hy weet baie goed. 2 Korintiërs 4 vers 4, maar as ons evangelie dan nog bedek is dit bedek in die wat verlore gaan, naamlik die ongelowiges, in wie die God van hierdie wêreld, die Satan natuurlik, hulle sinne verblind het, sodat die verligting van die evangelie van heerlikheid van Christus, wat die beeld van God is, op hulle sou skyn nie. Satan kom en hy maak dit donker om 'n mens. En hy gee vir jou goed in die donkerte wat lekker is. Sonde is altyd in donkerte en is lekker. Dan word dit al donkerder, jy word geïsoleer. En hy sê, sodat die verligting van die evangelie van die heerlikheid van Christus nie binnekant kan skyn. Hy is 'n meester. Baie mense dink, ek is alright. Jy moet eers seker maak dat jy alright is, voor jy dit sê. Maak baie seker. 2 Korintiërs 4 sê, want God wat gesê dat daar uit die duisternis lig moet skyn, dat hy wat in ons harte geskyn het, by wedergeboorte, om die verligting te bring van die kennis van die heerlikheid van God in die aangesig van Jesus Christus. Wat beteken dit? Dit beteken God bring waarheid, dieper vorme van waarheid, verborgenhede in ons harte, as ons in die lig van Jesus wandel. En dit is hoekom? Om God te verheerlik. Want God kyk na die aarde en hy soek ligte. Hy soek ligte wat hier rond is, wat die duisternis verdrywe. Baie kinders van God is ligte. Hulle verlig die lewe, vir hulle self, vir hulle gesin, vir hulle verhoudings, vir ander mense. As jy in 'n gemeente inkom, moet jy sorg dat daar lig is, of jy moet weghardloop, baie vinnig. Ons kyk so 'n bietjie na die ewige lig. Die lig hou nie op wanneer ons doodgaan nie. Dit hang af van waar jy gaan uitkom aan die ander kant. Dan gaan hy daar ophou. Maar God se lig wat hier aangesteek word in die harte van mense wat hom glo en wat na hom toe kom, daai lig bly vir ewig. Openbaring 21 gee vir ons so 'n glimps daarvan. Hy sê in die stad het die son of die maan nie nodig om in hom te skyn nie, want die heerlikheid van God het hom verlig. En die lam is sy lamp. En die nasies van die wat daarin gered word, sal in die lig daarvan wandel. God se lig hou nie op nie. Vir ewig sal dit nie ophou nie. Maar jou lampie kan hier doodgaan, as jy nie na die lig toe kom nie. As jy nie sorg dat die lig in jou lewe
waaragtige lig van God is nie. Openbaring 22 sê, in die nag sal daar nie wees nie, en hulle het geen lamp of sonlig nodig nie, omdat die Here God hulle verlig. Hulle sal as konings regeer tot in al ewigheid. Wil jy daar wees? Wil jy in die duisternis ingaan? Jy het die keuse, ek het die keuse. God gaan nie vir jou kies nie. Iemand anders kan nie vir jou kies nie. Jou predikant gaan nie vir jou kies nie. Ek het niks meer te doen in daai saak nie. Ek gee vir die waarheid, as jy nie vat nie, kan ek nie help nie. Jy het die keuse. Wat gaan jy doen met God se lig? So ons kan fisies deel aan God se lig in die ewigheid. Nie net hier nie. Ek het die hele tyd gepraat van hier nou, wat ons kan ervaar, wat ons kan beleef. Maar weet jy dat ons vir ewig fisies kan deel in die ewige lig van God? Nie net geestelik nie. Ons hou van die geestelike dinge, daarbo is baie geestelike dinge, maar hier ook, maar wie wil nie in die ewigheid ook fisiese lig beleef en hê nie? Daniël 12 vers 3 sê, en die verstandige sal glinster, soos die glans van die uitspansel, en die wat baie tot regverdigheid lei, soos die sterre vir ewig en altoos. Hy sê, die verstandiges, dis hulle wat die lig kies en doen, sal glinster. Glinster is lig wat reflekteer. Hulle sal glinster soos die glans van die uitspansel. En die wat baie tot regverdigheid lei, soos die sterre. Jy kan 'n ster wees wat glinster in die ewigheid, van ewigheid tot ewigheid. Gaan deel net traktaatjies uit. Gaan help met mense om by God uit te kom. En jy kan sien hoe lyk jy daarbo. Die Moses van die berg af kom, net naby God gewees het, sê die volk, maak jou gesig toe, hy blink, ek wil jou nie sien nie. Die volk het weggehardloop, en Moses moes 'n ding oor sy gesig sit. 2 Korintiërs sê, vandag is daai bedekking nog oor hulle, wat hulle tussen hulle en Moses gebring het om die lig nie te sien nie. Toe Stefanus gestenig word, daar in Handelinge 8, 7 en 8, toe sê hulle, sy aangesig het soos 'n engel geword, lig. Elke engel wat aarde toe kom, verlig die hele wêreld waar hy ook al is. So dis hoe kinders van God gaan wees, wat verstandig handel in hierdie lewe, om vir ewig te glinster, soos die glans van die uitspansel, en so sterre aan die uitspansel. Dis die hoof inwoners van die hemel, nie engele nie. Engele is nie God se kinders nie, maar die kinders van God gaan daai verhewe posisie inneem, as jy jou kant gebring het op die aarde, en as jy in die lig wandel. In Johannes 1 vers 7 sê, as ons in die lig wandel, soos hy in die lig is, ons gemeenskap met mekaar, daar is 'n verhouding. En dan reinige bloed van Christus ons. So die vraag is, hoe skyn jou lig? Is daar lig in jou lewe of dit donker? Matteus 6 sê, die lamp van die liggaam is die oog. As jou oog dan reg is, sal jou hele liggaam verlig wees. Maar as jou oog verkeerd is, sal jou hele liggaam donker wees. As dan die lig in jou donkerheid is, so groot is jou donkerheid nie. Waar kom die eerste aanval van die duiwel op 'n mens? In die oë toe. Jy moet verkeerd kyk. Jy moet nie raak sien nie. Daar's baie mense wat kyk en niks sien nie. Dis die duiwel se werk. Dit is domheid. Jou oog is verkeerd as jy kyk, maar nie sien nie. Met ander woorde, ons registreer nie, ons merk nie op nie, ons let nie op nie, ons doen nie, ons vat nie. Jesegiel 12 vers 2 sê, mensekind, jy woon onder mense van die wederstrewige huis, wat oë het om te sien, maar nie sien nie, en oor het om te hoor, maar nie hoor nie. Wat doen Satan in die kerk? Demone. Hulle trek 'n sluier op tussen die kansel en die gehoor. 2 Korintiërs 10 vers 4 sê. Want terwyl ons in die lig wandel, of in die liggaam wandel, die vlees wandel, voer ons die stryd nie volgens die vlees nie. Want die wapens van ons stryd is nie vleeslik, maar kragtig deur God om vestings neer te werp, terwyl ons skanse verbreek. Skanse is wat die Satan opwerp. Jy kan nie by jou oë sit nie, jou oë toemaak. Dat jy in jou ore toemaak, dat jy nie die woord sien of hoor nie.
Mense kind, jy woon onder mense van 'n wederstrewige huis wat oë het om te sien en nie sien nie. Sien jou oë, die lig. Ja, mense kan nie veel meer sê nie. Ek hoop net God sal ons oë oopmaak vir die waarde van sy lig. Hierdie mense registreer nie wat hulle lees of sien nie. En natuurlik gaan dit donker word in hulle binneste. Donker in die binneste. Jy oog reg vanmôre, jy oog verkeerd. Praat eintlik meer van die geestesoog, maar ook die fisiese oog. Goed, nou gaan ek afsluit. Jou oog is verkeerd as jy lewendig dood is. Jy oog ook natuurlik doodgaan. As iemand sterf, die eerste ding wat ons kyk, word sy oë dof of breek sy oë, né? As hy oë nog nie breek nie, dan is hy nog nie heeltemal dood nie. Maar hy sê as jou oog verkeerd is geestelik, is jy lewendig dood. Of hy is verkeerd as jy dood is. Die toestand van ons oë bepaal dus ons innerlike lig of duisternis, geestelike oë. 1 Timoteus sê, sy wat losbandig is lewendig dood. Losbandigheid maak jou donker en dood. Jou oë maak toe. Job sê, ja, die lig van die goddelose gaan dood. Spreuke sê, die lig van die regverdiges brand vrolik, maar die lamp van die goddelose gaan dood. En God sê, julle is die lig van die wêreld, laat julle lig so skyn voor die mense dat hulle julle goeie werke kan sien en 'n Vader wat in die hemel is verheerlik. Dis wat ons lig helderder maak. Dis die olie in jou lamp. Die goeie werke om die Vader te verheerlik in jou lewe lig te maak. So wat is jou bronne van lig? Eerste, straal jy lig of duisternis uit om jou? Sy mense hulle af van jou? Hulle naby jou kom nie? Maak jy mense seer? En so meer. Of straal daar lig uit jou geloof? Dis een van die bronne van lig. Jakobus sê, net so is ook die geloof as dit geen werk het nie op in sigself dood. Mense, dood is duisternis. As daar nie geloof is nie, en die werke van die geloof bewys word nie, is jou geloof dood. En as dit donker in jou, want dood is donker. Net soos op die geloof, as dit geen werke het nie in sigself dood. So wat se werke doen jy? Wat se werke doen jy? Sekulêre werk het niks mee te doen nie. Jy kan 20 uur op 'n dag werk en niks mee te doen nie. Dis die werke van God. Jy is sielewenner, jy bidder, dat is baie dinge. Skyn daar lig uit jou Bybel? Of is jou Bybel duisternis vir jou? Ek wil weer sê, as jy die Bybel verkeerd benader, word hy donker. Ek sal vir jou wys uit die Bybel, dit is waar. As jy hom verkeerd benader, word hy 'n moordwapen teen jouself. Jy moet die Bybel reg benader, hoe? Om net elke dag 'n stukkie te lees, maak geen lig in jou nie. Maar wanneer jy die woord van God bestudeer, wanneer jy hom liefhet, wanneer jy hom ondersoek, en wanneer dit vir jou 'n spieël word waarin jy kyk en jou lewe sien, en wanneer God uit sy woord met jou praat, en jy luister en jy kyk, dan is die woord van God lig. Moenie laat jou Bybel eendag teen jou tel. Psalm 119 sê, die woord is 'n lamp vir my voet en 'n lig op my pad, die Bybel. Maar ons moet hom reg benader. Vers 130 sê, die opening van die woorde gee lig. Maak die eenvoudig is verstandig. Die oomblik as jy die Bybel oopmaak, is daar lig. Maar wat jy met die lig doen, is 'n ander saak. Jy moet net so kyk en jy aangaan. Verstaan nie wat jy gaan nie. Of as jy besig met Bybelstudie, doen jy werklik Bybelstudie. Internaliseer jy die woord. Dawid sê in Psalm 119, ek het die woord in my hart geberg, dat ek nie sal sondig nie. Jy kan nie die woord in jou hart berg as jy hom net lees nie. Jy moet hom bestudeer en jy moet hom leer. Jy moet hom toepas. So Petrus sê, ons het die profetiese woord wat baie vas is, waarop jy tog moet let, soos op 'n lamp wat in 'n donker plek skyn, totdat die dag aanbreek en die môrester opgaan in julle harte. Ja. Die lig
van die woord van God is die toepassing daarvan. Nie net 'n Bybel nie. Die laaste is die skyn lig van wysheid in jou lewe uit. Matteus 11 sê, die wysheid is geregverdig deur sy kinders. Die wysheid is geregverdig deur sy kinders. Met ander woorde, wat hy voortbring. Wat doen die wysheid in jou lewe? Bring dit wysheid verander of meer wysheid vir jouself? Die wysheid word geregverdig deur sy kinders. So, as jy loop en babbel heel dag, gaan ons weet, jy het geen wysheid nie. As jy lelike goed sê, as jy altyd stry en so meer, twis, dan word die wysheid nie geregverdig in jou, deur wat jy voortbring nie. Dit bring verkeerde goed uit. Spreuke 4 sê, die beginsel van die wysheid is verwerf wysheid en verwerf insig deur al wat jy besit. Want daar's lig in wysheid. Spreuke sê, die verstandige hou die wysheid voor oë. In ander woorde, hy sit dit nie by sy oë, laat dit kan ingaan en sy liggaam verlig. Dis tog wat die Bybel al sê, Matteus. Maar die oë van die dwaas is by die einde van die aarde. Hy kyk deur weg, verby wysheid. Die wysheid, die verstandige hou wysheid hier, maar die dwaas kyk verby dit en hy kyk daar na die einde van die aarde. Wat kan ek kry? Wat kan ek doen? Maar Prediker sê, wel het ek gesien dat die wysheid die voorkeur het bo die dwaasheid, soos die lig voorkeur het bo die duisternis. Nou moet ons kies, wil ek lig kies, wil ek duisternis kies? Wil ek my lewe voortsit in duisternis en donkerte? Wil ek my binnekant laat verduister of wil ek verlig? Wil ek my toekoms lig maak vir die ewigheid en self 'n lig wees as jy siel wen vir Christus? So mag die Here ons genade gee om te hoor wat die Gees vir ons sê. Lukas sê, as jou hele liggaam dan verlig is en nie enige deel wat donker is nie, sal dit heeltemal verlig wees, net soos wanneer die lamp met sy skyn sal jou verlig. Hy sê, jou liggaam sal lig wees. Ek het nou vir julle gesê, elke selletjie het lig in hom. Hulle het uitgevind deesdae, dis nou ons almal groot mense, wanneer 'n konsepsie plaasvind, op daai oomblik is daar 'n liggie wat flikker in die eier van die vrou. Die oomblik wanneer daar konsepsie is, daar's 'n ontploffingkie van lig. Hulle neem dit af. Dis lig wat God bring, wat beskikbaar is, daai kind se lewe. En ons moet dit nie verduister nie. Baie mense verduister hulle kinders se lewe, maak dit donker vir hulle. Hulle hou die lig weg van die kinders, gee dit nie vir hulle nie. Of hulle loop 'n pad wat 'n kind nie wil volg nie. Here, ons sê dankie vanmôre dat U die lig van die lewe is, ook my lig. In U lig sien ons die lig. Dankie my koning, dat ons U kan aanbid vanmôre. En ons vra U, Here, skakel die lig in ons gemeente aan. Skakel die lig vanmôre aan in elke hart wat miskien donker is binne. Nie net hier, maar aan buitekant ook. Asseblief, liewe Here. Ons bid vir herlewing vir ons gemeente. En hier is een van die groot faktore daarvan, dat daar lig sal kom deur die Heilige Gees. En deur die kosbare woord van die Here. Sien ons samesyn, waar ons nou die nagmaal van die Here gaan geniet. Here, praat met ons daar asseblief en ons prys U daarvoor. Amen.